Goeiemiddag en hartlik welkom by nog 'n regstreekse gesprek met Marula Media. My naam is Paul Marits en ek sien verskriklik baie uit na hierdie lekker gesprek. Nou ja, in vandag se gesprek fokus ons op plaaslike regering in Suid-Afrika. Die stand van plaaslike regering landwyd skets alles behalwe 'n rooskleurige prentjie. Laat ek so 'n bietjie agtergrond gee oor hoekom ek dit sê. Die ouditeur-generaal het vroeër bekend gemaak dat net 18 van die 257 munisipaliteite en 21 munisipale entiteite in die boekjaar tot einde Junie 2018 skoon audits ontvang het. Nou ja, onreëlmatige uitgawes beloop 32 miljard rand landwyd. Nou natuurlik, ek sal daai geld verskriklik lekker kon gebruik vir Kersgeskenke en dies meer. Die gesprek en aanspreeklikheid in plaaslike regering en swak besluitneming en bestuur is uiters kommerwekkend. Dit is inwoners wat daaronder ly, aangesien hulle betaal vir dienste wat nie gelewer word nie in korrupte munisipaliteite wat geplunder word nie. Die vraag wat ons vandag vra is, word hierdie saak daadwerklik aangespreek en wat staan plaaslike gemeenskappe te doen? Nou saam met my het ek 3 spesialiste op die gebied wat so 'n bietjie met ons gaan gesels. Eerste het ons Morney Mostert, hy's bestuurder van plaaslike regeringssake by AfriForum. Morney, goeiedag, lekker om jy by ons te hê. Dan het ons dankie Morney. Dan het ons ook vir Martin van Staden, hoof van regsbeleid by die Vrymark Stichting. Martin, lekker om jou by ons te hê. En dan ons derde paneel het, soos hulle sê, laaste maar glad nie die minste nie, is Frik Mulder, onafhanklike konsultant en plaaslike regeringsadviseur. Nou Frik, ek wil sommer by jou begin met 'n vraag. Ons praat oor plaaslike regering, maar dit raak baie keer 'n bietjie kompleks, jy weet, wat presies is 'n verskillende regeringssfeer en wat bedoel ons wanneer ons sê plaaslike regering? So kan jy dalk vir ons sê, wat word alles bedoel as ons praat van 'n plaaslike regering? Wel, goeiemiddag aan almal. Die regering in Suid-Afrika bestaan basies uit 3 sfere, uit die nasionale sfeer en die provinsiale sfeer en dan het ons die plaaslike sfeer. Nou, wat die 3 sfere in gemeen het, is 'n interafhanklikheid, 'n onderling verbondenheid en dan ook dis onderskeidend. Nou, as ons kyk na die onderskeidenheid van plaaslike regering, dan is dit die vlak wat geskep is om 38 funksies, soos gelys in die grondwet, bylaes 4B en 5B, om daardie spesifieke funksies te verrig. Plaaslike regering is nie 'n verlengstuk van nasionaal of provinsiaal op plaaslike vlak nie. Dis 'n eie soortige geskepte dier, as ek dit so kan noem, om hierdie spesifieke dienste te lewer. Nou, wanneer 'n mens kyk na die inhoud en aard van hierdie dienste, is dit die dienste wat ons elke dag raak. Dit raak jou op die veld, dit raak jou op voetsoolvlak. Dit is dienste soos water, riool, vullisverwydering, elektrisiteit en so meer. Nou sit ons ook met 'n verdere kompleksiteit en dit is dat ons het metropolitaanse munisipaliteite wie almal oor al 38 funksies beskik. In die geval van plaaslike en distriksmunisipaliteite is daar 'n verdeling van hierdie funksies. En word plaaslike munisipaliteite, nie almal het dieselfde funksies nie. In Gauteng het plaaslike munisipaliteite byvoorbeeld meer funksies as die in die ander provinsies. En het distriksmunisipaliteite basies 'n oorhoofse toesighoudingsfunksie wat sekere aspekte aanbetref, soos byvoorbeeld brandweerdienste. Brandweerdienste is 'n diens wat jy nie elke dag nodig het nie, daarom lewer die distrik dit, maar in die geval van daaglikse dienste, water, riool en so meer, is dit die plaaslike munisipaliteit se funksie om hierdie velerlei van funksies te voldoen. Dan is daar ook iets wat nog verder onderskei, die kwessie van hoe die publiek verteenwoordig word op munisipale rade. Daar is die kwessie van 50% wat op proporsionele verkiesing plaasvind en dan 50% op 'n geografiese verkiesing, die sogenaamde munisipale wyke. En dit is wat plaaslike regering onderskei van beide nasionaal en provinsiaal om regering nader aan die voetsoolvlak te bring.
Baie dankie Frik, en ons gaan nou lekker indelf in hierdie kwessies. Dankie dat jy vir ons daai lyne getrek het. Nou kan ons begin inkleer. En ongelukkig is die kleure waarmee ons inkleer in terme van die Suid-Afrikaanse prentjie nie, soos ons aan die begin gesê het, die rooskleur nie. Morney Mostert van AfriForum, ek wil vir jou hierdie vraag vra. Jy werk elke dag met hierdie disfunksionaliteite, maar kan jy dalk vir ons meer spesifiek sê, watter disfunksionaliteite sien ons? Wat is dit wat oor en oor net nie gebeur nie, of dan nou wel gebeur wat nie moet gebeur nie? Ja, baie dankie Paul, ek dink met die lyne wat Frik vir ons gegee het, is dit baie belangrik om te verstaan dat munisipaliteite moet so iets soos 'n besigheid gedryf word. Jy weet, dit is nie net een enkele plan wat daar is nie, daar's verskeie planne wat uitgevoer moet word om seker te maak dat enige besigheid eintlik nou maar optimaal funksioneer. Maar wanneer jy spesifieke hierdie dienste moet lewer, moet jy seker maak jy het kundiges in plek wat nie net verstaan oor byvoorbeeld hoe om die waterdienste lewer en nie net om water te onttrek nie, maar jy moet verstaan daar's 'n hele proses om daai water te onttrek, te vervoer, skoon te maak en dan by die verbruikers uit te kry. Dink jy van die groot kerngedeeltes wat ons sien in plaaslike regering is dat in plaas dat daar kundiges is wat hierdie tipe handelinge wil doen, was dit oor die loop van die jare deur politiek eintlik nou maar met kaders vervang. Ek dink daai hele gebrek aan die bevoegdheid om te weet hoe om hierdie dienste te bestuur is een baie groot gedeelte daarvan. Ek dink 'n tweede ding is dat met die vermorsing van fondse wanneer dienste gelewer moet word, jy weet ons sien met van die aksies wat ons dryf op plaaslike vlak dat wanneer ons na hierdie spesifieke dienste gaan kyk, is daar 'n groot hoeveelheid geld wat gemors word, wat beter aangewend kan word om hierdie dienste eintlik nou maar te kan lewer. En ek dink 'n groot rol wat AfriForum in die verlede ook gespeel het is, jy weet om te sien wanneer hierdie dienste gelewer word, word dit op die maatstawwe gedoen wat die wetgewing vereis. As ek verwys na iets soos die blou en groen druppel verslag wat Lambert de Klerk tans mee besig is, wat basies sê is die toestand van water op standaard en voldoen dit aan die wetgewing. So ek dink dit is nie net die lewering van dienste wat 'n groot probleem is nie, maar wat ons ook nou gesien het uit die ouditeur-generaal se verslag is net algemene finansiële bestuur. Word die goede in die boeke reg opgeneem, word die verslae op die regte wyse geskryf. Ek dink hierdie was die tweede jaar op die volgende jaar waar daar selfs munisipaliteite was wat nie eens finansiële verslae kon indien vir die ouditeur-generaal om te kan audit nie. En dit wys jou net die skraal, die bevoegdheid wat daar nie is om hierdie tipe verslae te kan opstel nie. En wat ons sien op verskeie vlakke is dat wanneer hierdie situasie plaasvind en die druk op 'n munisipaliteit is, dan word hulle gedwing om ander eksterne spesialiste aan te stel om hierdie diens eintlik nou maar te verrig. Dan begin jy in hierdie situasie wees waar nie net het jy amptenary wat gemaak is om die diens te maak nie, maar ook kry jy 'n buitestander of 'n buitekontrakteur om die munisipaliteit uit te help. So ek dink is baie kernbelang dat die totale munisipaliteit moet eintlik funksioneer soos 'n besigheid om seker te maak dat hulle effektief hulle produk aan gemeenskappe kan lewer. Ja, dankie daarvoor Morney, dit maak tog sin. En nou dink ek ons kom dalk by 'n vraag wat uiteindelik tog belangrik is in hierdie gesprek en dis die vraag van die hele struktuur van die regering. En Martin, ek wil die vraag vir jou vra, as ons kyk na die struktuur van regering wat Frik vir ons uitgelê het en wat Morney vir ons gewys het dat daar duidelike disfunksionaliteit is. Sou jy dink dat daar in 'n mate en natuurlik daar's 'n klomp uitdagings wat genoem is. Ek dink kaderontplooiing weet ons is 'n massiewe probleem in Suid-Afrika, wanbesteding van fondse en hierdie goed is nou reeds genoem. Maar sou jy dink dat daar ook 'n strukturele fout is dat hierdie goed amper nie anders kan as om te misluk nie as gevolg van die ontwerp? Of is ek te krities as ek dit sê? Wat is jou gevoel oor dit? Kyk, dit is heeltemal waar. Dit is 'n strukturele probleem. As ons praat van korrupsie en finansiële misbestuur, hierdie is alles simptome. Dis nie in sigself die kern van die probleem nie. Dit kom alles neer op struktuur, maar op 'n baie meer fundamentele vlak as net die letterlike kategorieë en so aan van regering en sfere. Dit is ongelukkig in die natuur van die staatsdiens dat daar inefficiencies en so aan sal wees. En Morney het gepraat oor dat munisipaliteite besighede bedryf moet word en daar lê 'n groter waarheid daarin.
In die privaat sektor sien ons nie die tipe onbekwaamheid en ongekwalifiseerde diens wat 'n mens van die staat af sien nie. Selfs in die armste Afrika lande kry jy wat jy voorvra van die privaat sektor, maar nie van die staat af nie, en dis dood eenvoudig net hoe dit is. Mense wat wil geld maak, wat wil presteer in die lewe, hulle eindig op in die privaat sektor waar diegene wat politieke beheer wil uitoefen en wat wil prestige hê, hulle eindig in die staatsdiens op. So as ons vir leierskap van die regering af gaan vra op vir munisipale dienste, dan blaf ons by die verkeerde boom op. Ons moet dood eenvoudig kyk na gemeenskapsgedrewe en ondernemingsgedrewe oplossings vir plaaslike bestuur. Ek dink nie ons gaan die strukturele probleem in Suid-Afrika oplos nie. Dis veral 'n politieke kulturele probleem wat ons mee sit. As jy kyk byvoorbeeld na die geskiedenis van Europa, Amerika, het jy nie die tipe sentralisasie van mag daar gesien toe daai lande nog polities onvolwasse was nie. Daar het hulle werklik die gemeenskap en besighede die leiding laat gee in die ontwikkeling van die samelewing, in die verskaffing van dienste op munisipale vlak. In Suid-Afrika ongelukkig wil ons van politieke onvolwassenheid oor daai periode wat ons moet deurgaan spring tot waar ons 'n sentrale raad kan hê, 'n munisipale raad wat al die dienste vir ons soos 'n besigheid gaan verskaf, en ons het dood eenvoudig net nie daai tradisie en daai geskiedenis agter ons nie, en dis 'n strukturele probleem, maar is ook 'n probleem van denkwyse, en ons moet ons denkwyse hier rondom reg kry voor ons die probleem probeer oplos. Ja, baie dankie Martin. Ek onthou toe ek in graad 11 was, toe lees ons die boek Ringe in 'n bos, en Oupo die olifant loop so in sirkels deur die bos, en ek dink in 'n sekere mate, soos wat ons ook om hierdie kwessie in spirale gaan, is dit ook nodig om van verskillende hoeke af te kyk en op verskillende punte te fokus. En Frik, ek wil dan na jou toe terugkom. Ons weet natuurlik, en dit het duidelik geword nou by al drie van julle se spreekbeurte, maar ons weet duidelik dat wetgewing amper 'n kan ek sê verlammende effek het, want wetgewing druk plaaslike regering in 'n sekere rigting in. Natuurlik onbevoegdheid en geldvermorsing is addisionele probleme wat bykom. Maar wanneer ons praat van wetgewing wat ons in 'n sekere rigting druk, dan praat ons sekerlik van die ontwikkelingsplan wat die ANC sien as die plan vir Suid-Afrika. Wat presies is die plan wat hulle het, en hoe werk dit, en wat beteken dit vir my en jou, soos wat ons ook aangaan met ons lewens en ons verhouding met hierdie plaaslike regerings? Baie dankie Paul, ek wil net 'n stukkie aansluit wat Martin gesê het. Ek was deel van die witskrifskrywery in kommentaar gelewer hier in 1997. En as jy gaan kyk na die inhoud van die plaaslike regeringswetgewing, is dit eklekties gebaseer op Kanadese, Duitse en Australiaanse modelle. Nou, ongelukkig het ons nie 'n Australiaans, nie 'n Kanadese, Duitse bevolking wat hierdie ding kan administreer nie. En ek dink dis daar waar deel een van die kompleksiteite inkom. Nou deel van hierdie elektriteit wat 'n mens kan noem, is die geïntegreerde ontwikkelingsplan. Nou in kort, dit word ook die IDP genoem. Ek dink is dis in die algemene tong is dit of die oor is dit nou bekend. Maar basies wat die GOP is 'n sosio-ekonomiese opname van die stand van alle sektore binne in die munisipaliteit. Die tweede is 'n biofisiese opname. Dit is die omgewing, die grondtipes, die aard van infrastruktuur en so meer wat benodig word. Dan aan die hand van standaarde word bepaal wat is die agterstande in die munisipaliteit. Ek gaan nie 'n enkele voorbeeld noem, byvoorbeeld water, is dit 'n gemeterde wateraansluiting binne in 'n huis? Is dit 'n staankraan in die agterplaas of is dit 'n kraan 500 meter van die huis af?
Dit is die standaarde. Nou die idee van hierdie plan is om die agterstande uit te wis. Daar waar die prioriteit die grootste is, moet voorkeur aangegee word. En dan moet jy hierdie agterstande word dan verreken in kostes, hy word omskep in 'n projek, en dan moet jy sorg dat jy oor die nodige kapasiteit in die vorm van of befondsing en ook mannekrag om uitvoering te gee aan hierdie projek. Dit in kort, want die begroting staan nie losstaande van die GOP nie. Die begroting is eintlik die finansiële plan van die GOP wat jaarliks hersien moet word in die begrotings wat ons kry. Nou dit is daar waar die probleme plaasvind. Wetgewing maak voorsiening vir ruimskootse publieke deelname, GOP of IDP forums en so meer. Dit is soos inflasie, ons lees daarvan, maar ons sien dit nie. Dit is 'n kwessie van, dit word gepredik, die werklike op die vel publieke deelnameprosesse vind nie plaas nie. En dan is daar ook 'n gebrek. Die nasionale en provinsiale departemente wat betrokke is by plaaslike regering, soos byvoorbeeld behuising en soos Eskom byvoorbeeld wat nou 'n kritiese storie is, behoort deel te neem aan die opstel van die GOP. Eskom moet daar in daai publieke vergadering sê, maar julle munisipaliteit skuld ons hierdie geld. In hierdie geval is die massa toevoer wat julle het nie voldoende om die vraag van die munisipaliteit te hanteer nie. Nou ongelukkig vind hierdie kommunikasie, intra- en infrakommunikasie vind nie plaas nie. Paul? Nou ja, ek sê vir jou baie dankie Frik. Ek dink daai is 'n probleem wat sonder enige twyfel op ons almal se skouers rus. Morney, ek het toe ek my studentejare daar op Potchefstroom was, het ek graag vakansies deelgeneem aan AfriForum jeugkampe en dan het ons met die internskap wat jy ook nog vir ons goeie leiding gegee het ons na die verskillende dorpe toe gegaan en ek was self in Kimberley en Kathu en in Kuruman op my eie AfriForum jeug internskap en die dinge wat ek gesien het was skrikwekkend. Die manier hoe dinge net agteruit gaan. En ietsie wat jy nou gesê het 'n gedagte by my geprikkel en dit was die woord van kaderontplooiing en jy het verder ook gepraat van die vermorsing van fondse. Ons het byvoorbeeld gesien dat jy in die Kimberley Metro wat tipies Tswana en Khoisan omgewing is, baie Afrikaans, het jy gesien dat die plaaslike regering eintlik maar Xhosa en Engels kon praat. En so daar het jy 'n baie duidelike gedagte van kaderplasing wat 'n uitdaging is, want jy voel nie jou plaaslike regering is deel van jou gemeenskap nie en hulle is eintlik verwyder en hulle gaan spandeer naweke op ander plekke. Maar verder is dit wys hierdie auditverslag vir ons dat geld vermors word, geld wat eintlik gebruik moes word soos Frik sê om water te gee aan mense wat nie water het nie, word gebruik op dinge soos ongelukkig partytjies en dan natuurlik ook van daai 32 miljard is geld na soveel ander plekke toe. Ek wil vir jou vra, ons gaan natuurlik so 'n bietjie in 'n stadium later meer spesifiek infokus op oplossings, maar wat is dit wat nou dadelik moet verander? Dit wat ons op hierdie oomblik moet verander van die regering se kant af en ek dink ons kan 'n bietjie later gaan praat oor die gemeenskap kan doen. Maar wat is dit wat op 'n wetgewingsvlak die grootste doring in die vlees is? Ja, dankie Paul. Ek dink is belangrik om te sê met die 50ste konferensie van die ANC het hulle eintlik daar al as deel van hulle beleid gesê dat kaderontplooiing moet plaasvind en dat die nasionale struktuur van die ANC eintlik hierdie hele beweging kan beheer uit hulle eie kantoor uit. En die vraag wat mens moet vra is as jy enige ander maatstaf gebruik as meriete, wanneer jy 'n posaanstelling maak of wanneer jy iemand moet kry om 'n spesifieke diens te lewer, dan gaan jy nie die gewenste gevolg hê om daai diens op die beste manier te kan lewer nie. So ek dink dat die kaderontplooiing is 'n groot probleem. Alhoewel ons is darm in 'n regstaat waar daar ons grondwet en ander wetgewing het wat 'n mens kan bystaan. Nou net soos wat jy sê, hierdie raamwerk is geskep binne in die grondwet en ander gedeeltes van wetgewing wat groot verpligtinge op munisipaliteite plaas, nie net om die diens te lewer nie, maar teen 'n sekere standaard aan die mense aan gemeenskappe en mense te lewer. Ek dink op hierdie stadium die raamwerk bestaan daar vir munisipaliteite om dienste op 'n goeie vlak te kan lewer. Ek dink wel 'n groot probleem is juis hierdie kaderontplooiingsidee dat daar verskillende strukture binne in
binne in die hele staat is wat ook teen mekaar beklei om magte te kry. En dan kry mens ook sekere areas waar mens sien dat van die kom ons vat 'n voorbeeld van wat tans in stad Tshwane gebeur, waar die munisipaliteit onder administrasie geplaas is deur 'n ANC beheerde struktuur, naamlik die premier van die provinsie of David Makhura het die munisipaliteit onder administrasie geplaas. En die hele groot rede van hoe hulle dit gedoen het is omdat hulle gesê het die munisipaliteit is disfunksioneel omdat die raad nooit vergaderings kon gehou het nie. Nou dit gaan niemand skok nie, maar die raad kon nooit vergaderings hou nie omdat EFF en ANC raadslede weg van die vergaderings gebly het. So wat ons sien is hierdie absolute magsbeheptheid van die ANC om enige struktuur te gebruik om eintlik hulle mag so te bevorder en eintlik nou maar sonder 'n eintlik 'n ondemokratiese manier gebruik om eintlik beheer van die stad te kry. So ons sien ook dat daar die politieke ambisie van dit wat die ANC doen belemmer eintlik goeie en konstante dienslewering vir gemeenskappe. En dis juist by hierdie gedeelte waar mens van menself moet vra, is munisipaliteite as strukture besig om te fokus om dienste aan gemeenskappe te lewer, of is hulle eintlik besig met 'n groter probleem om eerder net kaarte te speel om aan hulle eie politieke party se guns te wen? En wat ons net sê is, ten minste is daar nog steeds 'n raamwerk, al is daar hierdie strukture wat eintlik drakoniese besluite wil maak, daar ten minste nog steeds 'n raamwerk en reëls waaraan munisipaliteite moet voldoen. En dit is dan nou waar dit die oop samelewing of ander organisasies se verpligting is om die howe te nader om hierdie eintlik onwettighede tersyde te stel en so ook eintlik ook as instansies op te tree om so die reg binne in Suid-Afrika te versterk en ook eintlik die gedagte dat mens kan toetree met litigasie van hierdie verkeerde besluite eintlik nou maar tersyde kan stel. Baie dankie Morney. Martin, ons het voor die tyd in voorbereiding tot hierdie gesprek so 'n bietjie gesels en toe sê jy vir my iets wat jy dink werklik belangrik is in hierdie hele gesprek, is die gedagte van 'n ontwikkelingsstaat en die manier hoe Suid-Afrika spesifiek met hierdie gedagte omgaan. Die impak verder wat dit het. Wil jy vir ons op daardie gedagte uitbrei en vir ons sê spesifiek hoe op plaaslike regeringsvlak hierdie ontwikkelingsstaat idee ons lewens impakteer en dan soos wat Frik en Morney sê ook by dienslewering en by die man op straat se lewe kom inmeng? Ja, beslis. Soos ek vroeër genoem het, die idee dat die staat die leiding moet neem in alle aspekte van munisipale funksies en so aan dienslewering. Dit kom alles uit hierdie amper ideologiese idee van die developmental state, die ontwikkelingsstaat. Dat die staat in die middel van die samelewing moet staan en die samelewing saam moet trek vorentoe en na prosperity toe. Dit werk nie. Dit werk definitief nie in Suid-Afrika nie. Dit werk ook glad nie in die res van Afrika nie. Die idee van westerse lande wat geld in Afrika inpomp, in die regerings inpomp wat daardeur gaan ontwikkeling skep. Dit werk dood eenvoudig nie. Wat wel werk is 'n raamwerk vir entrepreneurskap, vir onderneming, waar die regering nie heeldag private ondernemings en burgers en gemeenskappe onderdruk ekonomies nie. En dit kom maar ook meerendeels neer op plaaslike bylaws, wette op plaaslike vlak, wat ons kla baie oor nasionale vlak wetgewing, maar op die plaaslike vlak gebeur dit ook, dat baie besighede sukkel, en veral nou met die COVID-19 inperking, waar daar totale ineenstorting van die Suid-Afrikaanse ekonomie is, waar mense bitter min geld het. Nou by SELGA, die plaaslike regeringsassosiasie, ek dink hierdie week het die plaaslike regering se weer gesê, nee, maar daar word aan ons geld geskuld. Dit is waar die probleem lê. Ons kort meer geld sodat ons ontwikkeling kan dryf. Dit myns insiens sien die Citypot heeltemal mis. Meer geld moet gelos word in die privaat sektor, moet by gemeenskappe gelos word en moet in die sakke van Suid-Afrikaanse belastingbetalers genoem word, sodat ons in ons eie gemeenskappe, ons eie oplossings, ons eie besighede kan investeer en sodoende
plaaslike sogenaamde plaaslike regeringsfunksies kan uitoefen. Ek meen 'n mens hoef nie verder te kyk as Orania nie, of ten minste die Orania model, waar die gemeenskap self eienaarskap neem van hierdie funksies, en dit werk eintlik heel mooi uit. En ek meen demokrasie werk glad nie, veral nie op plaaslike vlak, teensy daardie gemeenskap eienaarskap neem van die dienste wat aan hulle verskaf word en van hoe hulle regeer word nie. So in daai sin wat ook deel is van die ontwikkelingsstaat, die konsolidasie van plaaslike regerings wat ek dink in die laat 1990s plaasgevind het, toe ons hierdie massiewe ons noem hulle munisipaliteite, maar dit is eintlik klein lande wat ons reg oor Suid-Afrika geskep het, waar die plaaslike regering ontsettend ver weg is van die gemeenskappe wat hulle moet bedien, en dit kom weer terug op hierdie prestige en so aan wat plaaslike politikuste vir hulle self wil hê, hulle wil hoër poste en so aan, mooi titels hê. Dit gaan nie meer oor diensverskaffing nie, en as ons daarby wil terug uitkom, moet ons desentraliseer, nie net in 'n politieke sin dat die regerders nader is aan die mense nie, maar ook op 'n strukturele sin dat ons meer funksies aan die privaat sektor moet skaf en aan gemeenskappe self. Dankie Martin. Ek wil graag aanlas nie. Ons so 'n paar jaar terug was daar 'n geval gewees in Manamulele wat dan nou daar in Limpopo area was, waar basies die regering daarso het basies slegs dienste geïmplementeer teen een gedeelte van die gemeenskap, en eintlik het die ander gemeenskap heeltemal nagelaat, en jy weet, daai gemeenskap het sonder dienste en met al die probleme gesit, en die enigste rede hoekom die regering eintlik nie daai ander gemeenskap uitgehelp het nie, is net, hulle het net gevoel, dit is nie nodig vir hulle om dit te implementeer nie, en toe gaan hierdie gemeenskap en vra vir die afbakeningsraad om te kyk of hulle 'n nuwe munisipaliteit daar moet vestig. En dit sluit aan met dit wat Martin gesê het, is om te sê, jy kan nie gaan met, kom ons vat, jy kan nie gaan en net sê, jy moet munisipaliteite so groot as moontlik maak nie. Jy moet eintlik juist kyk om kleiner munisipaliteite te kry, sodat mense meer kan fokus op grondvlak. Maar ek dink as jy weer eens die politiek in die situasie inbring, die raadslede en groot gedeeltes van die senior bestuur van die munisipaliteit, se salarisse word bepaal deur die hoeveelheid mense wie hulle moet bedien, of daar's 'n spesifieke skaal wat daarmee saamgaan. So natuurlik wil raadslede groot munisipaliteite hê, want dan kan hulle vergoeding op so 'n basis vergroot. Maar as jy kyk na, as jy letterlik gaan fokus op dienslewering, dan is dit baie makliker en baie meer effektief om te gaan kyk na kleiner munisipaliteite, of eerder kleiner strukture wat bestuur toepas op grondvlak, wat dit baie meer effektief kan doen. En ek dink daar is 'n wye reeks van modelle wat dit al in die verlede gewys het. Jy kan nou nie dink die stad Tshwane is, ek dink, die derde grootste metropool ter wêreld. En nou moet jy kyk om elke stukkie van hierdie grondgebied moet jy dienste aan die gemeenskap lewer. Dit is die taak is van die stad Tshwane is 'n munisipaliteit. Maar ek dink dis net weer eens om te sê dat ek dink as jy mens kyk na effektiwiteit, is om op 'n kleiner skaal beter te bestuur, is definitief die manier hoe mens moet na die toekoms kyk. Nou ja, ek dink soos wat ons so in die helfte van die gesprek, nou so 'n bietjie by die helfte van die gesprek kom, laat dit my dink aan Psalm 23 en vers 4 sê daar, al is ek in 'n dal van doodskade weer, ons is hier onder en donker en daar's nou verskriklike swaar dinge gesê. Maar hier by Marula Media hou ons natuurlik daarvan om so 'n bietjie na die oplossings te kyk. En Martin, ek dink jy het al klaar vir ons 'n klomp goed gesê, die gedagte van gemeenskapsbestuur, en Morney, jy het vir ons gesê dat kleiner die antwoord is. Maar ek wil tog nou vir julle vra om spesifiek daai oplossingswikkies aan te trek. Kom ons sê dat julle aan die stuur gestaan het van 'n projek om die oplossing te bied aan plaaslike regerings. Het sy ideologies en prakties. Wat sal die boodskap wees wat julle het wat hoop skep? En daarmee bedoel ek nie noodwendig hoe gaan die plaaslike regering regmaak nie. Daarmee bedoel ek, wat is die advies wat ons vir 'n gemeenskap kan gee om te sê, ruk jou eie gemeenskap reg. Al is dit, en ek is seker julle gaan vir ons wonderlike oplossings gee, maar is dit om by 'n plaaslike regering net handjie by te sit, is dit om 'n polisieforum te dien of 'n buurtwag aan te sluit, of moet jy op die beheerliggaam dien, of wat is dit wat gedoen kan word op
gemeenskapvlak. En wat is dit wat as ek Josua 24 kan gebruik, ek en my gesin. Wat kan ek en my gesin doen om hierdie situasie te verbeter? En Frik, ouer gewoonte gaan ons daar by jou wegspring. Wat is dit wat jy sou sê die pad vorentoe is? Die eerste storie is dat ons betrokke moet raak. As jy nie na jouself omsien en na jou buurman omsien nie, gaan niemand na jou omsien nie. So daar is organisasies, daar is byvoorbeeld AfriForum het alreeds hier van 2011 begin met plaaslike regering as deel van die fokus. Nou, om dit te doen, moet ons onsself op hoogte bring van wat is die spel van die plaaslike regeringsreëls. Ons moet dit weet. Ons moet weet ons is hier met 'n eie soortige dier en daarom moet ons weet wat is die karaktertrekke en die nikke en grille van hierdie dier. En om dit byvoorbeeld te doen, is daar 'n regsomgewing waarbinne 'n plaaslike regering moet funksioneer. En dan is daar byvoorbeeld bevoegdhede wat die minister het en daar's bevoegdhede wat die LEK's belas met plaaslike regering het. Nou een van die dinge wat ek nou gister opgetel het, is die aankondiging van die sogenaamde splinternuwe model, die District Management Model. Man, hy is so splinternuut, as jy so na hom kyk, dan moet jy jou oë eintlik knip. Maar as jy gaan kyk na die regsraamwerk, dan is dit oorspronklik al in 1999 in die strukturewet ingeskryf en net nooit toegepas nie. So daar was 'n totale laksheid van die kant van die destydse minister van toe was dit nog grondwetlike ontwikkeling, meneer Wally Moosa, wat moes toesien dat hierdie wetgewing na behore geïmplementeer word. En dit is om die duidelike skeidslyn te tref tussen wat is die magte en funksies van distriksmunisipaliteite. Die idee hier is dat as 'n plaaslike regering nie oor die kapasiteit beskik om 'n professionele ingenieur, siviel het sy elektromeganies in diens te neem nie, dat die distriksmunisipaliteit hierdie persoon in diens neem. Daar's ten minste 4-5 plaaslike munisipaliteite binne 'n distrik en so kan die distrik sorg dra dat daar toegang is tot professionaliteit binne in die streek. Ons het dit gedoen met die ou streekdiensterade. Ek was hoofuitvoerende beampte van die Wes-Randse streekdiensteraad en ons het 17 plaaslike regerings onder ons gehad en ons kon daai nodige ondersteuning aan hierdie mense gee. Die idee was dat die distriksmunisipaliteite dit sou voortsit. Ongelukkig het dit nie plaasgevind nie as gevolg van faksie en magstryde en 'n onvermoë van die ministerie en ook die LEK's om uitvoering aan die wetgewing te gee. So ons moet die skeieregters leer wat die reëls is. Die verdere storie is met die deelname is ook om en dit is waar AfriForum ook al leiding geneem het om met selfdoen aksies. As daar sekere dinge nie plaasvind nie, dan doen hulle dit soos om slaggate te vul. Nou, plaaslike regering bestaan nie net uit slaggat vul en so weer nie. Plaaslike regering is geweldig kompleks. En daarom is daar 'n analitiese model ontwikkel om te kyk wat is 'n sogenaamde quick fix om 'n munisipaliteit reg te kry. Die dinge wat jy die vinnigste moet doen voordat jy die ander strukturele goeders aanpak. So daar is 'n verskeidenheid van metodieke en hulpmiddels beskikbaar, maar die eerste ene is neem deel aan die proses. Dankie Paul. Baie dankie Morney. Frik het nou vir ons 'n mondvol daar gesê, maar as ons dan nou ook so oogie gooi op dit wat op Facebook aangaan ons kommentaarafdeling, dan is dit presies dit wat Frik ook hier sê, spesifiek gefokus daar op daai manier van gemeenskapsbetrokkenheid. En Frik het 'n paar keer verwys na AfriForum natuurlik waar jy ook werk. En ons weet natuurlik dat julle ouens baie betrokke is in die gemeenskap. Ek stem saam dat plaaslike munisipaliteit is meer as slaggat vir hulle wel 'n Potchefstroom kry hulle dit nie eers reg nie. Ek moet nou al 4x4 om net om my streetleier uit te kom. Maar nou ja, kom ons sê die grappies op 'n stiltjie. Morney, ek wil vir jou dieselfde vraag vra natuurlik as vir Frik. Jy weet, wat is dit wat die gemeenskap kan doen om homself te red
rat is dalk nie die regte woord nie, maar om te oorleef, aan te gaan en te floreer. Ja, Paul, ek dink ek moet afskom met 'n realiteit is ek dink nie gemeenskappe verstaan hoe kragtig hulle is nie. Of eerder, ek dink die gemeenskappe weet wat is die mag wat binne in hulle sit nie. Wanneer ons kyk na iets soos munisipale dienste, jy weet, hoeveel lede binne in die gemeenskap is klaar loodgieters of bedryf klaar besigheid wat loodgieters is of wat elektrisiëne is of wat enige sulke tipe werk doen. Ek dink mense skiet hulle self kort en dit is presies wat Frik ook net sê. Ek dink mense moet begin deur om te sê wat is besig om in my stad te gebeur en wat is daar 'n plek waar ek is dalk 'n elektriesien wat kan weet en wat kan wat deel van 'n organisasie of wat op my eie kan gaan net sê wat kan ek doen om hierdie situasie binne in die stad te implementeer. Nou dit is waar en ons sien dit met baie van ons takke wat aksies dryf. Soms kry ons die geval waar munisipaliteite bereid is om saam met gemeenskapsgebaseerde organisasies saam te werk, waar ons saam 'n kwessie kan aanpak en eintlik die diens in sy geheel kan verbeter. Maar ons sien ook die geval waar dit glad net nie gebeur nie. So ek dink 'n baie groot begin wat ons strategie was net om te begin om self doen aksies te begin. Nou natuurlik, dis net 'n enkel projek waar jy ingaan en jy gaan wys jy kan 'n spesifieke diens of regmaak of reg bestuur, maar dit het 'n baie kort termyn fokus gehad. Dit gaan in maak die slaggate reg voor die skool en maak seker dat die skool byvoorbeeld weer veilig is vir verbruikers om te gebruik. Maar ons is nou by daai punt waar dit na absolute wanbestuur in munisipaliteite moet gaan en waar daar 'n langer termyn fokus moet wees. En dit is dan waar ons by die punt kom en Martin het ook dit voorgestel is waar jy eintlik nou maar half 'n besigheidsplan moet opstel of 'n hele plan moet opstel van hoe sou dit lyk indien jy daardie diens self sou bestuur. As ons kyk na strate binne in 'n spesifieke wijk, dan kan jy omtrent 'n idee kry van wat die kostes gaan wees wanneer jy vir jou om hierdie dienste te kan implementeer of as jy dit self moet begin bestuur. Jy kan begin om 'n koste-raamwerk op te stel. Wat lekker is dat daar is dokumente wat deel van die verpligtinge van 'n munisipaliteit is. Ek gaan nou maar een noem, die Service Delivery and Budget Implementation Plan. En alhoekom hierdie dokument relevant is hy gee waarde aan wat die munisipaliteit wil spandeer om byvoorbeeld paaie in 'n spesifieke wijk reg te maak. En jy kan dan begin om 'n vergelyking te tref en dan te vra, wat is die gedeelte van belasting of wat is die gedeelte wat ek dan nou betaal vir die munisipaliteit om hierdie infrastruktuur eintlik te kom herstel. En dan kom daar, wanneer jy so 'n plan begin volg, dan kan jy begin sien dat daar is 'n mate van volhoubaarheid om 'n maatskappy of om 'n inisiatief op die been te bring, wat paaie byvoorbeeld of wat elektrisiteit of wat water in hulle area self kan begin bestuur. En die vraag is altyd of mense kan, daar's 'n verskil tussen kan en mag. En AfriForum glo vas dat daar is baie remedies binne in die wetgewing wat ons kan toelaat vir gemeenskappe om nie net ooreenkomstes met die raad of met die munisipaliteit aan te gaan nie, maar werklik ook dienste namens die munisipaliteit te bestuur. En ek glo dit gaan die groot volgende ek dink die laaste seisoen was die elektrisiteit waar munisipaliteite nie Eskom betaal nie. Daar's nou 'n seisoen van hofsaake wat oor dit gehandel het. Ek is baie seker, die volgende seisoen van hofsaake wat gaan gebeur, is die plaaslike gemeenskappe wat so dringend munisipale dienste nodig het, wat klaar die bevoegdheid het om hierdie dienste te kan bestuur. En waar daar dan nou 'n rasionaliteitsvraag gaan kom oor die besluitnemingsprosesse van die munisipaliteite, maar ook net die wyse waarop munisipaliteite bestuur word. Ek dink niemand kan sê dat die meerderheid van munisipaliteite word goed bestuur nie. Ek dink die minister van samewerkende regering het die laaste tyd verwys dat daar minder as ek dink 8% van munisipaliteite funksioneer net goed, nie uitstekend nie, maar net goed. So vir meer as 90% van munisipaliteite kan hulle nie eens die standaard van dienslewering handhaaf nie. En ek glo daar gaan nuwe wetgewing of nie wetgewing, daar gaan nuwe uitsprake uitkom wat juis gaan bevestig en die reg wat eintlik al lankal nie net in wetgewing nie, maar in die grondwet ook gegee is om te sê gemeenskappe kan toetree en die dienste bestuur. Dit spesifiek ook
in die gevalle waar die staat hulle so agterlaat om nie hierdie dienste te kan lewer. Ja, baie dankie Morney. Ek dink juist dis 'n baie lekkere aansluitingspunt, Martin, met van die punte wat jy voorheen gemaak het, om te sê die gemeenskap moet verantwoordelikheid vat. En wat Morney nou vir ons sê is dat en natuurlik jy's ook betrokke by regsnavorsing, maar jy sal ook pertinent dan dit miskien sien as 'n toekoms. En Martin, waar jy eintlik al in jou vorige vraag so 'n bietjie gepraat het oor wat jy dink die oplossing is, kan ons miskien omskakel na 'n volgende gedagte toe. Hoe dink jy sal die toekoms dan lyk? Morney praat van wetgewing wat op pad is. Wat miskien sal die impak hiervan wees? En as ek so 'n bietjie vir jou kan vra, en dan vir Morney sal ek natuurlik julle ook daai geleentheid wil gee. Kyk so 'n bietjie vir ons in die kristalbal. Wat hou die ANC se beleide vir ons in? Hoe gaan plaaslike regerings miskien in die volgende 10 jaar anders funksioneer as in die vorige 10 jaar? En jy weet, miskien wetgewing wat op pad is, of dan nou ook maar net mense wat besef het waar daar slaggate is, letterlik slaggate is, maar waar ook gate is binne in die wetgewing. Ons kyk natuurlik na ietsie soos Koster, en hoe Koster klomp wetgewing omseil het, natuurlik de la Rywel wat al reeds op 'n stadium dit probeer het, miskien met gemengde welslae, maar die punt is dat hulle tog probeer het. En uiteindelik die Oranje model waar mense ten volle sê ek sal self verantwoordelikheid vat, en dis natuurlik ook by solidariteit ons fokus vir die volgende ruk, ek sal self. Maar Martin, kan jy vir ons so 'n bietjie in die kristalbal kyk en vir ons as Marula Media verbruikers vertel, wat is dit vir die toekoms inhou? Ja, kyk, so Frans Cronje van die Instituut vir Rasseverhoudinge sê dat 'n mens moenie voorspellings maak nie, maar jy moet aan verskillende scenario's dink. En ek dink daar is 'n hele paar scenario's hierso. Ek dink die best case scenario is as daar politieke en wetlike desentralisasie plaasvind, dat ons hierdie massiewe munisipaliteite radikaal verklein, dat ons die idee van cross subsidization bietjie meer inperk, dat mense wat in die Kaap bly nie noodwendig paaie in Limpopo bou terwyl hulle eie paaie uitmekaar uitval nie, laat die gemeenskap wel eienaarskap neem van sy eie paaie, sy eie dienste en ook daarvoor betaal. In 'n arm land soos Suid-Afrika is dit moeilik, maar moontlik. 'n ander scenario wat ek dink dalk meer die realiteit is dat ons plaaslike regerings is besig om in duie in te stort, maar nie net ons plaaslike regerings nie, maar wel ons provinsiale en nasionale regerings ook. Morney praat van kan en mag, maar ek dink hoe meer die regering in mekaar stort, hoe meer mag en kan plaaslike gemeenskappe vir hulself doen. So dis nie totaal en al sleg dat die regering in mekaar stort. Ek moet hier sê dat ek praat nou veral van die Afrikaanse gemeenskap. Ons is baie bevoordeel dat ons reeds die infrastruktuur het, 'n kulturele infrastruktuur, 'n tradisionele infrastruktuur, maar ook 'n organisatoriese, institusionele infrastruktuur, soos AfriForum, baie aktiewe samelewing wat reg staan om hierdie gapings in te vul sodra die regering daar pad gee. Ongelukkig het Engelssprekendes en veral swart Suid-Afrika nie dieselfde infrastruktuur nie. En ek wil baie graag sien dat die infrastruktuur daar ook uitgebou word. Ons kan 'n baie voorspoedige land sien sodra daai eienaarskap op plaaslike vlak geneem word. Maar soos Morney ook gesê het, gemeenskappe onderskat hulle self en ek wil daarby aanvoeg en sê, as jy Afrikaans sprekende is en as jy hier luister, is jy 10-1. Dit is baie moontlik om plaaslike regering oor te vat, nie oor te vat, die funksies oor te vat op jou vlak. Dit is nie 'n onmoontlikheid nie, die Oranje model en nou wat solidariteit ook wil doen. En wat AfriForum in die praktyk doen is duidelike voorbeelde hiervan en bewyse hiervan dat dit nie onmoontlik is nie. Ek hoop net dat ander gemeenskappe ook dit sal begin doen. So daai is die twee scenario's. Ek dink die laaste scenario gaan meer die realiteit wees indien Afrikaans sprekendes nie aanhou oor see gaan nie natuurlik. En ja, daai scenario ongelukkig sal ons sien dat daar nie veel gaan oorwees op plaaslike vlak nie. Maar ja, ek is eintlik optimisties. Ek sien hoe die plaaslike regerings in
in duie stort en ek sien hoe organisasies regmaak en besighede regmaak om kwaliteit dienste daar te lewer in die plek van die swak dienste wat die regering oor die afgelope paar dekades lewer. En ek is optimisties daaroor. So ja. Baie dankie Martin. Frik, jy was self deel van die wetskrifskrywing soos jy sê en dinge het miskien heel wat anders uitgedraai as wat dit beplan is, maar wat sou jy sê oor die toekoms in en wat is ook jou woord van bemoediging en jou advies aan die dweller van die sypaadjies van Suid-Afrika se munisipaliteite? Vir my is die ongeluk nog besig om plaas te vind. Die ongeluk het nog nie klaar plaasgevind nie. En die ongeluk gaan klaar plaasvind wanneer die eerste van die groot krediteure van munisipaliteite gebruik gemaak van gedeelte 3 van hoofstuk 13 van die munisipale finansiële bestuurswet. En dit is om munisipaliteite soos wat die SAL tans is onder geregtelike bestuur te plaas. Kom met werklike herstelplanne. Want ons sit met oorbevolkte personeelkorps. Ek gaan vir jou byvoorbeeld net noem dat in 'n munisipaliteit hier op die Wesrand het die burgemeesterskantoor 30 personeellede wat net aan hom toegeken is net om sy funksie te verrig. Nou dit kan verminder na 1 of 2 persone toe as 'n spesiale adviseur. Ek noem net van die ruimskootse vermorsing op plaas van. Die tweede storie is die stad Tshwane beslaan 1/3 van die oppervlakte van die Gauteng provinsie. Dis nie 'n munisipaliteit nie, dis ook nie 'n metro nie, dis 'n subprovinsie. So ek voorsien en die druk is daar aan die kom dat met die eers sal hierdie ouens moet val, soos die ding moet sê local government must fall, so met die bestaande stelsel in die ten minste 8 van die provinsies moet val. Want dit word sentraal beheer uit Letoile huis uit en dit is dis wat ons het. So die hoop is dat veral nou in die geval van Eskom wat beslag gelê het op in die geval van Welkom op die munisipale bankrekening gaan ons meer drastiese stappe kan verwag van die waterrade en ook van Eskom se kant af. En voor ons nie deur daai smeltkoers gegaan het nie, gaan dit nie beter gaan nie, want dit gaan die tekens baie duidelik stel. Maar ons is reeds reg hoe om daardie ding, die Phoenix kykentjie wat daar gaan uitkom, om die te voed en groot te maak, om sorg te dra dat ons die dinge kan reg doen. Die beplanning, die nagaan van geïntegreerde ontwikkelingsplanne, die lewering van kommentaar. Ek is bewus daarvan dat AfriForum reeds in die geval van die stad Tshwane dit gedoen het en aktief betrokke geraak het daarbey en die kernvraag wat gevra word oor wat doen julle om aan hierdie goeders te voldoen. En dit dien ook as 'n opleidingsmeganisme vir die algemene publiek om te weet, soos Mornay gesê het, ontdek julle krag, ontdek julle mag. Net ter afsluiting van hierdie gedeelte is dat as jy gaan kyk na die definisie van 'n munisipaliteit, bestaan 'n munisipaliteit uit die verkose raad, uit die administrasie en die verskillende gemeenskappe. Dis per definisie. So die gemeenskap is deel van die munisipaliteit en as hy nie aktief gaan deelneem nie, dan laat hy homself in die steek. Dankie Paul. Dankie Frik. Mornay, ons gaan dit as gevolg van tyd gaan ons dan met jou afsluit vandag en ek wil vir jou vra om vir ons, jy weet, die ou kristalbal en die bemoedigende woord te gee, maar dan ook wat pertinent uitkom in die vraag is hierdie gedagte dat mense sê ja, maar die ineenstorting is net 'n probleem as jy die regering gesien het as die redder en as die oplossing. Was ons van die begin af gesê het, maar die redding lê by die gemeenskap. En julle al drie het dit baie pertinent ook nou gesê, is wie is die agent van verbetering? En as ons dink is die regering, dan gaan ons die hele tyd sê, maar ag, dit gaan sleg met my regering is sleg. Maar as ek sê dit gaan nie met my sleg nie, want ek is nie afhanklik van die redder nie. Miskien is dit waar die antwoord lê. Mornay, wat is jou gedagte hieroor? Ja, ek dink jy gaan moeilik iemand in Suid-Afrika kry wat nou vandag gaan sê, hoorie moenie worry nie, die munisipaliteite gaan verbeter in die volgende paar maande en alles gaan net beter word. Ek dink dit is nie die waarheid nie. Maar wat ek dink wat wel die waarheid is dat mense begin meer oplossings sien binne in hulle gemeenskappe. En as ek praat van besighede wat begin
om ander inisiatiewe aan die binnekant in hulle eie wese te begin stel om selfdienste byvoorbeeld net aan die maatskappy te begin doen. Of boere wat uitreik en kyk hoe hulle waterverspreiding kan verbeter op ander vlakke binne in die munisipaliteit waar hulle deelneem nie net aan die proses nie, maar help met die uitvoering van hierdie tipe dienste. Ek dink die toekoms gaan ryk wees met nuwe ooreenkomste wat nie onbekend is nie, maar as al mense praat van triple P's of public-private partnerships, jy weet hierdie tipe is een model van waar gemeenskappe eintlik 'n groot rol kan speel waar hulle hierdie dienste kan lewer, maar dat hulle in ooreenstemming of met 'n ooreenkoms saam met die munisipaliteit hierdie dienste gaan begin bestuur. Ons sien die groter korporatiewe maatskappye of ons sien boereorganisasies, ons sien 'n wye reeks van verskillende organisasies wat die vermoë het om hierdie dienste te kan bestuur en saam met die munisipaliteit te bestuur. So ek dink net met die groei, die versnelling van agteruitgaan van die staat, dink ek gaan hulle geen ander keuse hê om saam met gemeenskappe te werk om hierdie dienste eintlik te help lewer nie, maar ek dink ook die enige regsgeldigheid of regsargument wat hulle het, gaan deur hulle eie onvermoë net onmoontlik wees om in die howe ook te kan verdedig. En ek dink dis hier waar ons sê dat enige maatskappy, enige gemeenskap wat werklik weet hoe om hierdie dienste te gaan bestuur en wat deur die regte prosesse gaan deur om saam met die munisipaliteit te probeer werk of saam te gaan dink, net bietjie anders te dink oor wat kan ek doen om my gemeenskap te verbeter en hoe kan ek by of 'n organisasie of by lede van die gemeenskap wat kyk wat met dieselfde probleem sit. Watter oplossings kan ek dalk na die tafel toe bring, jy weet, om seker te maak dat ons almal se situasie verbeter. En ek kan net sien dat met die groeiende agteruitgang is hierdie die toekoms wat ons gaan hê in Suid-Afrika en ek dink daar's verskeie organisasies wat hierdie rol speel om te sê wat kan ons doen om die situasie te verbeter? En ek dink AfriForum se boodskap was nog altyd dit, is om te sê kom ons kyk na wat ons kan doen en ons kyk saam met wie ons werk om dit 'n realiteit te maak. En ek dink ons kan nie anders van hier af kan ons nie anders as net om ons situasie te kan verbeter nie. Nou ja, ek sê baie dankie aan die drie gaste wat saam met ons was vandag. Ons sê dankie aan Frik Mulder, onafhanklike konsultant en plaaslike regeringsadviseur, aan Martin van Staden, hoof van regsbeleid by die Vrymark Stichting en ook aan Morney Mostert, bestuurder van plaaslike regeringssake by AfriForum. En dit wat ek kan saamvat uit hierdie gesprek is eintlik ook maar dit wat julle ten einde gesê het. Daar is hoop, maar die hoop lê nie in meer of beter regering nie. Die hoop lê in gemeenskap. Die hoop lê in selfverantwoordelikheid en die hoop lê in self doen. Vir jou as kyker, jy kan gerus meer Marula Media kry, laai die toepassing af, maak seker jy volg Marula Media op Instagram en op Twitter, en maak seker dat jy op hoogte bly van wat in jou wêreld en in jou gemeenskap aangaan. Ons sê weer eens vir ons drie spesialiste baie dankie. Ek self voel dat ek nou baie meer weet van plaaslike regeringssake en dan weet mense dit was 'n goeie gesprek geweest. En julle ook alle sterkte met julle werk en aan almal by die huis dankie dat julle ingeskakel het. Tot 'n volgende keer.